Liewe vriende, bedroefde familie, ons het dan nou by die laaste deel gekom van hierdie begrafnis en afskeidsdiens van Brandon. Ons wil dan ook, terwyl ons dan met mekaar hier rondom die oop graf vergader, ook dan saam stil word voor die aangesig van God en dan ook vra dat God vir ons ook hier genadig sal wees. Kom ons word stil en dan gaan Reverend Dean vir ons dan ook weer die voortgaan in 'n woord van gebed om dan ook God se teenswoordigheid vir ons hier te vra. Let's pray together. Father, we thank you once again for this moment, for this opportunity to come before you. We come not in our own strength, for by strength shall no man prevail. For it is not by power, not by might, but by your grace and by the Holy Ghost. So we come in the name of Jesus. Father, as we're about to lay your child, our brother, a son, brethren, to rest, O God, we now commit this moment, this committal, into your capable hands. We pray, Lord, that after we have all left here and gone, you will strengthen the parents, you will strengthen Karen,
Nico, Burin, and the rest of the family, and all of us. Bless this time. We pray now, guide your servant, our brother Dominic Randall Yankees, as he minister this final word. Bless this moment, we pray it in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Geliefdes, ons gaan met mekaar 'n paar aanbiddingskoortjies dan sing, terwyl ons dan ook geleentheid gee vir die liggaam om van die skoot van die aarde gesak te word. Maar voordat ons daardie aanbiddingskoortjies met mekaar saam gaan sing, kom ons sing gesang 4 op ons begrafnisprogram. My God kan vir my alles doen. Kom ons sing dit dan ter eer van die Here, terwyl ons dan die liggaam in die skoot van die aarde dan insak. Sal iemand so gaaf wees om dit dan vir ons asseblief in te sit? Sal iemand vir ons asseblief voortgaan om hierdie lied vir ons in te sit? Kom ons sing net die koorgedeelte van dit. Ons hoef nie die eerste vers te sing nie. Kom ons sing net die koorgedeelte. My God kan vir my alles doen. Dink ons almal is bekend daarmee. As ons hom nie ken nie, geliefdes, kom ons sing met mekaar weer ontmoet dan saam. Amen. Asseblief Christlyn. Vriende, kom ons luister dan vir die formulier vir die begrafnisdiens. Ons Hemelse Vader het dit so beskik dat Bronwyn Bukes deur die dood van ons weggeneem word. Alhoewel die dood van 'n geliefde groot verlies is waardeur ons diep beproef word, gee God self vir ons die troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smarte sal verlig en dat hy ons met liefde en met krag by sal staan en dat hy verder met ons die reis sal gaan. Jesus het self gesê in Johannes 11 en vers 25 op die keer by Lazarus se dood: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Want deur die opstanding het Jesus die dood oorwin. En daarom kan die gelowige saam met Paulus uitroep in 1 Korintiërs 15 vers 54. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Geliefdes, ons treur wel, maar ons treur nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Want deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering. En ons, sy kinders, wie in geloof tot hom lewe, tot nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself hoef te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterwe het, en ook uit die dood opgewek is. Paulus skryf in Romeine 14 en verse 8, en dus kan ons ook daarin roem en sê, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En dit is ons troos en ons behoudenis, in lewe en in dood. Ons is die skepsel wat aan God behoort. Daardeur, liewe vriende, bedroefde familie, deurdat dit die
Here die lewe en die dood behaag het, om die gees van ons ontslape broer Bronwyn Beukes terug te laat keer tot God, wil ons dit doen in die gedagte van die skrif wat ons leer. Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Ons lê dan nou sy liggaam hier weg in die graf, tot die dag wanneer almal wat in die graf is, die stem van die Seun van God sal hoor wat sal uitgaan, en sal oordeel die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die ewige lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die ewige veroordeel. Betreffende familie, vriende, terwyl ons dan hierdie dinge in God verwag, en ook so wag op die wederkoms van God, laat ons dan ons lewe so inrig, om deur God vlekloos, onberispelik gevind mag word, sodat ons ook in mag gaan, in die plek wat hy vir ons beloof in Johannes 14 en verse 2, in mag gaan, sodat ons saam met hom in die paradys van sy koning ook mag wees. Kom ons word stil en ons dank God, dan ook vir die lewe van Bronwyn. Vader in die hemel, ons dankie vir die besonderse voorreg wat ons, Here, ook hier het, om vandag weer Bronwyn se lewe aan u toe te vertrou. Ja, Here, wanneer ons dan ook sy liggaam hier in die skoot van die aarde neersak, weet ons dat dit maar net die vlees is wat terugkeer na die aarde en die stof waarvandaan dit kom. Maar Here, dat sy siel saam met hy in die teenswoordigheid voortleef. Want Paulus verklaar, Here, om te sterwe beteken om afwesig te wees hier op aarde, maar om aanwesig te wees saam met God. Want Here, vir die gelowige is die dood ook telkens maar net 'n oorgangsfase, waar ons die tydelike verruil met die ewige, saam met God wat vir ons 'n ewige tuiste saam met God beloof. Gebed van ons hart is dierbare God en Vader, dat hy ook dan sy siel en sy gees so sal ontvang, dat hy ook sal aansit by die feesmaal wat u vir hom ook voorberei het. Maar Here, terwyl hy saam met u verenig, is die gebed van ons hart, dat u sal oorferm, Here, oor sy bedroefde familie, dat u hulle harte sal kom verbind, dat u hulle sal kom vertroos, en dat u ook hulle verslaag gees, Here, ook weer op sal kom tel. Dankie vir die woorde van Psalm 34 en verse 19 wat ons troos, dat u naby hulle is wat gebroke van hart is. Matteus 5 en verse 4 leer vir ons verder, Here, geseënd is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Mag u dan ook in hierdie moment hulle kom vertroos, hulle kom versterk, maar ook vir hulle kom bystaan met die alomteenswoordigheid. Dankie vir 17 jaar wat u aan hulle toevertrou het om wonderlike herinneringe saam met hom te mag koester. Dankie vir die wyse waarop u hom gebruik het, Here, om 'n impak op elkeen van hulle lewens te kan maak. Wanneer hy vandag vanaf hierdie graf wegstap, Here, en sy stoel in hulle teenswoordigheid leeg is, sy plekkie nie meer gevul mag wees nie, mag hulle dan ook hierdie impak, hierdie herinneringe koester, en so voort mag bly leef in elkeen van hulle harte. Bid hierdie dinge, Here, omdat ons so afhanklik is van u grote en heilige gees. Amen en amen. Ons gaan aan biddingskoortjie met mekaar saam sing, geliefdes, terwyl ons dan ook 'n geleentheid gee vir die familie om hulle laaste eer te kom betoon, om dan 'n roos of 'n blommetjie in die graf in te kom gooi. Om ons gee 'n geleentheid vir die familie om hulle laaste eer te kom betoon, terwyl ons dan met mekaar so 'n paar aanbiddingskoortjies asseblief saam sing. Baie dankie, susters, dat u vir ons in daardie verband ook help. Kom ons kry 'n paar aanbiddingskoortjies terwyl ons vir die familie geleentheid gee.
kan maar kom. Kan ons nog 'n koortjie kry en daar is nog redelik van die familie wat hulle eer wil betoon asseblief. Kom ons sing nou die koortjie asseblief, as iemand dit ken, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Kom kniel by die kruis. Want Jesus ontmoet jou daar. Jesus sal jou sonde wegwas, al jou sonde wegwas, al jou sonde wegwas. Jesus sal jou sonde wegwas, as jy kom kniel by die kruis. 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 Want Jesus ontmoet jou daar. Jesus sal jou sonde wegwas, al jou sonde wegwas, al jou sonde wegwas. Jesus sal jou sonde wegwas, as jy kom kniel by die kruis. Ons gee dan 'n geleentheid vir die res van die begrafnis gevolg. As daar van die skoolvriende ook is, dan kan hulle ook kom om dan 'n rosie in die gat te kom gooi, terwyl ons dan voort met mekaar sing. Kom ons sing daai koortjie, in die holte van sy hand is ek veilig. In die holte, in die holte, in die holte van sy hand, is ek veilig. In die holte, in die holte van sy hand, in die holte, in die holte, in die holte van sy hand, is ek veilig. In die holte, in die holte van sy hand, in die holte, in die holte, in die holte van sy hand, is ek veilig. In die holte, in die holte van sy hand. Kom ons sing dit nog so vir die laaste keer deur, geliefdes, asseblief nog een keer. In die holte, in die holte, in die holte van sy hand, is ek veilig. In die holte,
dankie geliefdes. Ek gaan die onmiddellike familie vra om saam met my om die graf te kom staan, asseblief, dat ons dan ook hierdie laaste familiemoment dan ook saamtyd. Terecht soos ons in die kerk gehoor het, wanneer ons by die begrafnis staan, is dit hier waar ons troos vind, troos beleef. Maar wanneer ons hier vandaan wegstap, is dit waar die realiteit van die dood egter meer indring in ons harte. Mense se kom en gaan by ons huise word stil. Mense begin stelselmatig van Brennoon vergeet en ewe skielik word sy bestaan in mense se gedagte uitgewis. Maar vir u as bedroefde familie word die seer en dit wat vandag hier gebeur altyd 'n letsel in u lewe. Maar God wat ons verseker van sy nabyheid, maar God wat ons vertroos en verseker dat hy ons nooit begewe of verlaat nie, ook vir u die versekering vandag hier gee, ongeag hoe donker die toekoms hier vandaan vorentoe mag lyk, by elke tree saam met u sal wees. Teken van ons afhanklikheid ook aan God. Kom ons bid die gebed wat die Here vir ons geleer het. Kom ons bid saam. Onse Vader, laat u naam heilig word, laat u wil kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergewe ons die skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose, want dat u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. lieve vriende, kom ons ontvang dan die seën van die Here en ons gaan dan ook aan sy troostende vrede. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, sy alomteenswoordigheid saam met elkeen van ons wees, maar in besonder Brennoons moeder Karen, sy vader Nico en dan ook sy broer Buren. Mag hulle ook die vertroosting en die versekering hê dat God hulle dra, God hulle bystaan en God hulle ook vertroos. Mag u uit u vaderlike liefde hulle in u boesem, Here, kom vasdruk, dat hulle altyd vertroos en verseker mag wees dat God self op sy tyd hierdie wond sal kom heel en dat hulle eendag weer deur geloof saam Brennoon vir ewig sal word. Amen. Vriende, ons gaan 'n geleentheid gee vir die begrafnisonderneming om dan net hulle apparate weg te neem. As hulle apparate weggeneem is, dan sal ons dan 'n geleentheid kry om dan 'n grafie sand dan ook in die skoot van die aarde in te gooi.